Goeiedag graad 12. Welkom by vandag se verbruikersstudieles. My naam is Marley Durant en hierdie les is moontlik gemaak deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakoma Navorsing en Ontwikkeling. Goed, ons is besig om deur ons rekordeksamen vraestel te werk. Vandag gaan ons kyk na vraag 4 kleding. Hierdie vraag was net 20 punte. So na die eksamen het ons na die diagnostics gaan kyk en ons het gaan kyk wat foute het julle in kleding gemaak. Wat is algemene foute wat die meeste van julle in daai vraag gemaak het? En ons het gesien dat volgens die analises was definisies nog steeds 'n groot probleem en dan het ons gesien dat baie van julle het gesukkel oor hoe om jou kennis toe te pas op 'n kledingstuk en om te kan verduidelik of te kan evalueer of hierdie kledingstuk geskik is vir die werksomgewing of nie. Julle het nie geweet hoe om dit te verwoord nie. So dit is die twee grootste goed wat ons opgetel het toe ons na die vraag gaan kyk. So kom ons gaan kyk gou net vinnig. Wat is jou voorkennis? Met ander woorde, hoe jy nou na hierdie vraag kan gaan kyk. Moet jy weet dat jy baie kennis moet hê rondom mode. Jy moet baie kennis hê rondom die kleding in die werkplek en dan was daar natuurlik ook die verbruikerskwessies van ons moet gaan kyk. Goed. So, kom ons gaan kyk eers na ons terminologie of ons definisie. Goed. So dit is belangrik dat jy weet wat is 'n mode. Okay? Jy moet weet wat die verskil tussen 'n mode en 'n modestyl. Onthou, geen styl kan ooit 'n mode wees as dit nie aanvaar word deur 'n groot groep mense op 'n spesifieke tyd nie. Anders sal daai styl net nooit 'n mode kan wees nie. Ons almal weet dat 'n klassieke styl, ons weet ook dat dit baie eenvoudig is, nee. Ons weet ook dat dit enige figuurtipe pas, en ons weet ook dat dit altyd in die mode sal wees. Goed, so dit weet ons. Ons weet dat 'n modegroep of 'n modegier is iets wat vinnig kom en vinnig gaan. Dit is nie almal se smaak nie. Dit is nie altyd van goeie vakmanskap nie en dit is ook nie baie keer van goeie materiaal gemaak nie. Goed, 'n modeneiging. Dit is die neiging wat ons tans in die winkel sien. Waarna ons mode neig. Wat is die winkel beskikbaar? Wat dra die meeste mense op die oomblik nou? Goed, dan het ons gesê jy moet weet wat is die verskil tussen retrospektiewe mode en vintage. Onthou, retrospektief beteken die mode, die mense wat die mode ontwikkel, hulle gaan terug in die verlede en hulle kry hulle inspirasie van in die verlede. Dan bring hulle daai style terug na vandag se tyd toe, hulle soes op en dan word dit dan verkoop in al die winkels en al die mense kan dit dra. Vintage beteken, ek gaan krap in my ouma se kas, ek kry die baie mooi geblomde baadjie, dit is kenmerkend van 1950, ek dra die baadjie. Niemand anders dra die baadjie nie, net ek dra die baadjie. Maar dit is 'n vintage, want dit is oud en dit is kenmerkend van 'n sekere tydperk. So dit is nie oral beskikbaar nie. Dan volhoubare tekstiele, organiese tekstiele, al daai het te doen met omgewingsvriendelikheid en minder chemikalieë gebruik, minder chemiese insekdoders en goed te kan gebruik. Daarso was julle redelik. Dan, hierdie twee terme was nogal 'n groot probleem, hierdie twee terme. Julle ken nie die verskil tussen handelsmerkrowery en vervalste produkte nie. Handelsmerkrowery gaan oor die naam, die brand name, die handelsnaam, Puma, Nike. Daai naam word verval. En nie net die naam nie, maar ook die logo en selfs die verpakking word verval. Dit is wat handelsmerkrowery is. Goed, vervalste produkte gaan oor die produk. Dit gaan oor die tikkie, dit gaan oor die teen, dit gaan oor die handsak. So dit gaan oor die produk wat soos die oorspronklike produk lyk, wat vervals word. Dit het niks te doen met die handelsmerk nie. So in die eksamen as hulle jou vra oor 'n vervalste produk, in Engels praat ons van counterfeit goods. Dit is die vervalste produk. Dit gaan oor die produk. Dit gaan nie oor die handelsnaam nie. Jy kan eers die handelsnaam
in daai antwoord inbring nie. So asseblief maak seker dat jy dit verstaan. Goed. Dan, wat is belangrik om te leer? Jy moet jou moedersiklus ken. Goed, jy moet ken, jy moet weet van al die verskillende fases van jou moedersiklus. Goed. Tweedens, jy moet weet wat die verskil tussen 'n modegril, 'n klassieke mode en 'n standaard mode. Jy moet weet oor hoekom ons modes verander. Jy moet weet, as ek kom by klerekas beplanning, hoe beplan ek 'n klerekas vir die wêreld, vir die werksplek? Goed. Jy moet weet, wat is die regte tipe klere om vir die werksomgewing? Ons moet gaan kyk na optiese illusie. Ouens, daaroor. Optiese illusie, in 'n eksamenvraag wanneer jy die woord optiese illusie sien, moet jy gaan skryf lyne en kleure. Wat invloed het daai lyne of daai kleure op die liggaam? Dis belangrik om te onthou. Eco-modes, fair trades, billike handelspraktyke, waaraan, daar is die fair trade logo, wat is die kriteria waaraan billike handelspraktyke moet voldoen, en dan die handelsmerkowerheid op die vervalse produkte waarna ons gaan kyk het. Goed. Onthou jou modesiklus, bekendstelling, opgang, hoogtepunt, afname, veroudering. Belangrik. Goed, jy moet die definisies ook ken. Dan onthou, 'n modegril, baie kort tydperk. 'n standaard mode het 'n gewone belke. En dan onthou ons klassieke mode het nooit 'n afname of 'n verouderingsfase nie. Hy gaan altyd net aan en aan en aan. So dit is goed wat jy alreeds ken. Ons weet ook mode verander gevolg van ekonomiese faktore, sosiale faktore, tegnologiese faktore en politiese faktore. Dan weet ons ook hoe om die regte klere vir jou werksklerekas te kies. Onthou, klassieke style, neutrale klere, klere moet veelvuldig wees. Met ander woorde, ons kan dit in die winter dra, ons kan dit in die somer dra, ons kan dit opzoes sodat dit meer formeel is, of ons kan dit bietjie afzoes sodat dit bietjie informeel is. En dan moet ons natuurlik aan menging vat. Klere is ongelooflik duur, so wanneer jy klere-items koop, moet jy seker maak dat jy daai item saam met 4 ander kledingstukke kan doen. So dit is belangrik om dit te onthou. Goed. Dan onthou met die volhoubaarheid. Hoe kan ons bydra tot volhoubaarheid? Koop klere wat van volhoubare tekstielstowwe gemaak is, soos jou organiese katoen. Koop klere wat plaaslik vervaardig word. Koop klere wat van plaaslike vervaardigde tekstielstowwe gemaak word. So nie net vervaardig word nie, maar tekstielstowwe word ook plaaslik gemaak. En dan natuurlik ons 3 R's. Ons 3 herwin, hergebruik, reduce, reuse, recycle. Goed, onthou dit ook. Goed. Nou kom ons gaan kyk na watse vrae was in die eksamen vir julle. Goed. So eers het ons gehad, noem 2 stadiums van mode waar verkope laag is. Goed, so met ander woorde, ons teken nou eers ons modesiklus. Goed, dan weet ons, hier is ons bekendstelling, daar so gewoonlik, is die verkope laag, want onthou die klere is baie duur, min mense weet daarvan, jy kan dit basies net by die modeontwerpers koop, en dit is gewoonlik net ons mode-icon, wat het dra. En dan het ons hierso waar ons verouderde stadium het, of ons afname stadium het, en ons verouderde stadium het. Daar weet ons ook dat die verkope laag is, want dit is nou wanneer daai styles uitkom, omdat daar alreeds 'n nuwe mode is. Goed, so, dan skryf gou vir my neer die 2 stadiums van mode waar verkope verlaag of laag is. Goed, reg. So jy begin op bekendstelling of inleidingsstadium, die afname en die veroudering. As jy net jou siklus geken het en jy het hom net so gaan neerklop, het jy hierdie 2 punte. Baie. Goed. Dan gee 2 voorbeelde van bykomstighede wat 'n man met formele drag kan dra. Maak jou oë toe en dink aan 'n prokureur. Almal ken prokureur. Goed. Met ander woorde bykomstighede.
Met goed wat hy met ander woorde kan buite uitrusting dra om hom nog meer formeel te laat lyk. So wat kan prokureurs bydra? Dink 'n bietjie. Hy kan 'n baie mooi horlosie dra. Hy kan 'n baie mooi deftige das dra. Hy kan 'n baie mooi bel dra. Goed, wat van die bel? 'n baie mooi leerbel wat hy byvoorbeeld kan dra ook. Nee, as dit winter is, kan hy 'n baie mooi sterk byvoorbeeld dra. Goed, so hulle vra net vir 2 voorbeelde van bykomstighede wat 'n man met formele drag kan dra. Kijk jy nou my 2 voorbeelde neer. Goed, so, horlosie, 'n gordel of 'n bel, stokkies, en onthou dit formeel, so hy kan nou nie stokkies met chappie prentjies opdra nie, juweliersware. Nou gewoonlik met jou juweliersware in 'n formele werksomgewing is dit maar 'n horlosie, 'n trouring en miskien 'n armband, 'n goue kettingkie armband wat hulle gewoonlik dra. 'n sak of 'n aktetas kan ook bykom en natuurlik 'n sakdoek wat hy dan bo in sy boonste sak van sy baadjie kan sit. Dit kan jy ook byvoorbeeld bysit. Goed, so onthou net dat dit is bykomstighede en dit is vir 'n man en dit is vir 'n formele. Dit is belangrik dat daar is kernwoorde waarna ons moet kyk en wat ons moet seker maak dat ons dit verstaan. Goed, dan kom ons nou weer by ons definisies uit. Definieer die volgende terme. Nou, nommer 1, kleredragskode. Dat ons terminologie gekyk het ons na kleredragskode gekyk. Wie bepaal die kleredragskode? Die werkgewer. Hoekom bepaal die werkgewer die kleredragskode? Sodat almal professioneel lyk in die werksplek. Want onthou, as jy professioneel lyk, het mense baie meer vertroue in jou werk. So jy weet dit alreeds, so jy vra jouself net, wie stel die gedragskode op, die kleredragskode op en hoekom? En dan skryf jy dit neer, so maklik soos dit, skryf vir jou antwoord neer. Goed, kom ons kyk of jy dit reg gekry. Met ander woorde, dit is 'n stel reëls vir die tipe klere wat die onderneming van die werknemer verwag dat jy by die werk sal dra, sodat jy professioneel kan doen. Dan handelsnaam rowery. Onthou wat ons gesê het, handelsnaam rowery beteken, dit is wanneer hulle 'n handelsnaam naam. So hulle vat nie net die naam nie, maar hulle vat ook die slogan, die logo, hulle kan ewen die verpakking naam maak. Met ander woorde, die oorspronklike handelaar verloor miljoene rande omdat hierdie nakoop beskikbaar is teen 'n baie lae prys. Goed, so handelsmerk rowery is die onwettige gebruik van die geregistreerde handelsmerk of die handelsnaam, die handelsmerk logo, alles. Dit lyk soms soos die oorspronklike produk, maar dit is nie die oorspronklike produk nie. Goed, so dit was eintlik 2 baie maklike definisies wat hulle in julle rekordteks sommer vir julle gedra het. Nou, hier is nou 'n bietjie so hier sê dit, afgelope paar jaar was daar min groot veranderinge in mansmode. Ek het juist gehighlight, mansmode. Wêreldwyd sowel as in Suid-Afrika. Bespreek hoe elk van die volgende faktore hierdie tendens kan verklaar. Nou die eerste faktor was sosiale en kulturele faktore en dit was vir 3 punte. Goed, mansmode het wêreldwyd nie regtig verander nie. Hoekom nie? Sosiaal, kom ons kyk 'n bietjie. As jy nou na mans en vrouens kyk, dink 'n bietjie. Is man meer sosiaal as vroue? Nee. Mans is baie minder sosiaal as vroue. As jy ook kyk na mansklere, mans glo aan praktiese klere. En hulle het 'n paar van die klere wat hulle kan gebruik vir werkklere, vir uitgangklere, en vir oefenklere, maar hulle verkies meer praktiese klere. As ons as vrouens gaan kyk, ons wil klere hê vir elke okasie waarin jy gaan. So jy het baie verskillende tipe klere en jy wil elke keer as jy na 'n nuwe puntjie toe gaan, wil jy 'n nuwe rok of 'n nuwe uitrusting hê. Vir mans werk nie so nie. Hulle is baie content met dit wat hulle het en hulle is baie happy met dit wat hulle het. Goed, so met ander woorde, as tussen mans en vrouens kyk, dit in 'n man se
kultuur algemeen, dat klere nie vir hulle so belangrik en so statussimbool is, soos wat dit vir vrouens byvoorbeeld is nie. So daar is net 'n paar idees wat ons kan opgooi oor hoekom. So vra kry, dink aan jou pa. Hoe baie keer het jou pa? Hoe baie gaan koop jou pa nuwe klere? Hoekom verander hy nie sy klere nie? Want hy is content met dit wat hy het. Goed, so skryf gou vir my 3 redes neer oor hoekom mansklere sosiaal en kultureel nie so maklik of so baie verander het nie. Goed, kom ons gaan kyk of jy dit reg. So met ander woorde, ons sê man, meestal is nie so ingestel op mode soos vrouens nie. Tweedens, mans gaan baie minder sosialiseer by die werk as vrouens. Kulturele norme sê vir ons dat mans verkies praktiese, klassieke klere wat nie baie vinnig en baie maklik verander nie. En die skuif na meer gemaklike werksplek dra maak drastiese modeveranderinge onnodig. Dit is my klere wat ek dra, dit is prakties. Hoekom moet ek dit verander? Mans is net anders ingestel op klere as vrouens byvoorbeeld. So dit is hoekom mansklere in die laaste paar jaar nie regtig verander het as gevolg van hierdie sosiale faktore. Die tweede faktor waarna ons moet gaan kyk is ekonomiese faktore. Met ander woorde, ekonomiese faktore beteken geld. So ons almal weet dat in die laaste paar jaar het die inflasie die hoogte. Ons almal weet dat die rentekoerse die hoogte ingesien. Ons almal weet dat almal in Suid-Afrika het minder besteedbare geld op 'n maandelikse basis wat hulle op luxuries kan spandeer. So luxury is mos nou klere. So daar is minder geld wat 'n mens kan spandeer op klere, want daar's ander belangrike goed wat jy moet betaal. So dit is waaraan jy moet begin dink. Dit is jou tipe denkwyse waarna jy moet gaan kyk. So gaan skryf vir my 3 redes, faktore, 3 ekonomiese faktore neer oor hoekom mansmode oor die laaste paar jaar nie eintlik verander het nie. Goed, kom ons gaan kyk of jy reg. So met ander woorde, stadige ekonomiese groei, nee, stygende lewenskoste, nee, soos wat julle verduidelik het, gaan daartoe lei dat mans minder klere gaan koop. Dan ook moet jy onthou dat mans, wanneer hulle klere koop hulle duursame klere wat tydloos is, met ander woorde klassieke style, en dit verander nie baie nie. So, hoekom moet ek my klere verander as hierdie nog steeds in die mode is? Goed, invoer en produksiekostes hou pryse hoog, wat gereelde stylveranderinge beperk. So mans is maar bietjie synig. So wanneer dit kom by geld spandeer op klere, dink jy 2 keer. Ons as vrouens, vat jou selfoon, kyk op Shein of Temu, wat is daar en dan dink jy, dit is nou lekker op 'n afslagprys en ek gaan dit koop. Maar mans dink 2 keer voordat hy sommer gaan sê, ek gaan daai vir my op Temu koop. Hulle doen dit nie. En dan globale ekonomiese onsekerheid veroorsaak versigtige besteding en konservatiewe koopgewoontes. So hierso wat dit eintlik vir ons het, daar is baie meer mans as vrouens wat baie meer van mense gedisciplineerd is om hulle geld te spaar for the rainy day as om net sommer geld randomly uit te gee. Ons as vrouens is baie meer geneig om net ons geld te gee. Ons dink nie altyd aan die dag van môre nie. Goed. En so dit is waaraan jy moet dink en dit is waar jou denkwyse kom. So onthou, meeste van die vrae en ons ou vraestelle is altyd gebaseer op die vrou en die vrouensmode. Hierdie was 'n lekker frissende vraag, omdat hier het hulle 'n bietjie na die man gekyk. En ek het nog van hierdie vraag gehad. Dit was nog vir my baie aangenaam. Goed, nou kom ons gaan kyk na ons laaste. Die laaste vraag sê, bestudeer die prentjie onder en beantwoord die vraag. So daar's 'n swart baadjie met takke weeskante aan die onderkant, een boostak vir sakdoek en dan een knoop middelvoor. Nou sê dit, evalueer die veelsidigheid van die baadjie as 'n kledingstuk om werk toe te dra en motiveer jou aan. Goed, so eers gaan jy sê, ja, hierdie baadjie geskik vir die werksplek. En dan gaan jy vir my 5 redes gee oor hoekom sê jy dat dit geskik is vir die werksplek. Goed, nou kom ons gaan brainstorm net eers. Goed, in hierdie brainstorm, in
jou antwoorde moet jy iets gaan skryf van die neutrale kleur, want swart is 'n neutrale kleur. Iewers daar moet jy vir my iets gaan vertel van die klassieke styl. En hoekom is dit dan geskik vir die werksplek? Dan gaan jy 'n bietjie praat oor die veelsidige, met ander woorde. Ek kan hom in die somer dra, ek kan hom in die lente dra, ek kan hom in die winter dra, ek kan 'n bietjie opzoes, dan is hy 'n bietjie meer formeel, ek kan 'n bietjie afzoes, dan is hy 'n bietjie meer informeel. Jy gaan 'n bietjie praat oor die formaliteit van hierdie baadjie en die professionaliteit van hierdie baadjie. So daai belangrike kenmerke of daai belangrike woorde wat jy moet kan inkorporeer in jou antwoord om jou 6 punte te kan kry. Goed, so vat gou 2 minute, skryf jou antwoord ja of nee toe neer en dan inkorporeer jy daai in jou motivering. En dan gaan kyk ons of jy dit reg kry. Goed, kom ons gaan kyk. So, ons sê ja, hierdie baadjie is gepas vir die werksplek. Hoekom? Nommer 1, dis swart. Swart is 'n neutrale kleur en met 'n neutrale kleur kan ons baie lekker meng en pas. So jy kan enige kleur hemp by hom aantrek, jy kan ewen 'n bonthemp by hom aantrek, jy kan lekker rondspeel met ander kleure omdat dit 'n neutrale kleur is. Goed. Nommer 2, as jy na die baadjie kyk, daai styl van die baadjie is klassiek. Met ander woorde, dit is tydloos, dit is eenvoudige lyne, dit gaan by enige figuurtipe pas. En dan as jy ook na hierdie baadjie kyk, hierdie baadjie is formeel en daarom gaan hy dan ook die werke professioneel laat lyk in die werksplek. Nou ons kan ook kyk na veelsidig. Met ander woorde, hierdie baadjie kan jy byvoorbeeld met 'n denim aantrek, dan is hy baie meer informeel. Of jy kan hierdie baadjie met 'n baie mooi netjies 'n paar langbroek aantrek, met ordentlike handskoene, 'n das, 'n wit hemp en dan lyk hy baie meer formeel vir die werkplek byvoorbeeld. Goed, so ja, hierdie baadjie is veelsidig en hierdie baadjie kan jy gebruik in jou werksplek, want hy is geskik vir jou werksplek. En dit is waar jy dan jou 6 punte kan kry. Dit is nie moeilik nie. Ouens, dit is een van die maklikste vrae wat jy kan kry en jy regtig sukkel daarmee. Dit is belangrik dat jy daai kernwoorde gaan ken en dit dan kan toepas in jou motivering. So dit is nogal belangrik. Goed. So dit bring ons aan die einde van vandag se les. Wat weer eens belangrik is, wanneer jy gaan en jy besluit vandag gaan ek kleding swat, gebruik 'n uur per dag, net 'n uur per dag wat jy op sy gaan sit vir kleding, miskien 2 of 3 dae wat jy op sy gaan sit, maak seker jy maak eers jou 'n rowwe opsomming oor dit wat belangrik is, dit wat jy moet ken, en dan vat jy 2 ou vraestellings, 2024 en 2023, kyk na vraag 4, kyk na hoe hulle die vraag vra, highlight jou aksiewoorde, onderstreep die kernwoorde, vra jouself, wat vra hulle in hierdie vraag? Hoe moet ek my antwoord formuleer? Hoeveel punte tel hierdie vraag? Met ander woorde, dis hoeveel ek moet neerskryf. Skryf jou antwoorde neer, dan die marking guideline en kyk of jy reg gekom het of nie. Nou ja, ouens, dit is nou die einde van ons les van vandag. Dit was my lekker om deur hierdie vraag met julle te werk, om julle uit te wys waar jy jou foute gemaak. Jy kan nou self op jou eksamenvraestel sien waar jy jou foute gemaak, waaraan moet jy werk om seker te maak dat daai foute nie in die einde van die jaar herhaal word nie. Baie dankie en totsiens.